Hartlik goeiemôre almal. Baie welkom vanoggend. Dit is 'n lieflike oggend. Ons is 'n groot geloofsfamilie bymekaar en ek hoop elkeen van julle voel sommer al klaar welkom. Ook almal wat saam op die internet saam luister vanoggend. Waar jy ook al in die wêreld sit, mag jy saam met ons vanoggend regtig waar groei in ons geloof. Dis hoekom ons hier is. Dis die gemeente Sondag, ons toerustingsgeleenthede, eredienste is 'n kweekskool eintlik vir plante om te groei. En mag jy as plant vanoggend groei ook in jou geloof. Dalk het jy nog nie vir almal om jou hallo gesê nie. Dalk is daar nuwe mense wat om jou sit. As jy nuut is vanoggend of nuuskierig is, baie welkom. Maar sê net vir almal om jou welkom vanoggend hier. Ha? Goeiemôre. Dankie Bram. Maar ons wil, soos wat ons gewoonte is, wil ons spesiaal welkom sê vir lidmate wat vanoggend ook hier by ons gemeente aangesluit het. En daar's 3 besoekpunte of mense wat ons graag wil verwelkom. Die eerste ene wil ek graag verwelkom. Ek wil vra dat hulle sal opstaan. Hulle sit daar heel agter in die saal. En dis Fafa en Joe en Hilay en Eljo Kutsia. Daar agter staan hulle. Ons wil vir hulle sê baie welkom. Hulle is bly sommer hier in Brackenfell, lekker naby aan ons. Fafa is die skoolhoof van Laerskool Brackenfell, nie Hoërskool Brackenfell nie. Die bevordering kom bietjie later. Dan sal hy dit kry. En Joe is 'n sielkundige by die Parelskool. En Hilay is 'n student by Stellenbosch Universiteit. Nou ek sê nou-net al gesê dis Stellenbosch Universiteit nie, want jy wil eintlik net Joel. Nou steel hulle jou tyd, nou moet jy leer en jy moet weer slim word en al sulke goed. So sy studeer daar en dan Eljo is hulle dogter en sy woon so 3 dae 'n week is sy by Alta de Tooi wat sy daar bietjie kuier. Maar wonderlike gesin. Fafa, baie welkom vir julle en jou gesin. Joe, Hilay, Eljo, mag julle regtig julle wortels diep in hierdie gemeente insit, soos wat julle reeds doen in die gemeenskap waar julle bly. Die ander gaan ek vir Bram gee. Julle en dis Bram se af naweek dink ek en tog staan hy hier, so laat vir hom 'n hande klap of iets gee. Is aan, daar's hy bewys. Ja, ek wil graag sommer van onder af begin vir Arno en Annelie Miller. Ek het nou toe daar sit julle nie gesien nie. Waar? Daar asseblief opstaan. As hy baie dankie. Daar agter is hulle. So Arno, kan julle sien in die blaadjie is eintlik by Shoprite. Hy is met data betrokke met die oordrag van data en die analise van data. En Annelie net 'n bietjie 'n nadere verklaring hierso gee. Hierso staan sy is 'n prokureur. Maar Annelie is eintlik 'n tuisteskepper gewees. Tot onlangs het sy haar LLB klaar gemaak. Eintlik tot 'n ek dink 'n wonderlike voorbeeld vir 'n mens, nee, wat mens nog moet doen in die lewe. En so op hierdie stadium het sy ook gevra as daar iemand is wat werk het vir 'n prokureur, al is dit net vir om ondervinding op te doen, is hulle welkom om haar te kontak, dat sy ergens haar voet in die deur kry. Maar hulle is hier agter en baie welkom. Annelie is ook klaar ingeskakel by die Woensdagoggend Bybelstudie. En dan het ons gevra vir Johan en Elise Opperman om hulle bietjie onder hulle vlerk in te neem en seker maak hulle is welkom in die gemeente. So baie dankie, baie welkom julle. En dan vir Talita de Pre, ek vinnig loer, sy is gewoonlik hierso voor, ja. Baie welkom Talita. In die boekie kan julle sien, sy is 'n eerstejaars student wat hier by Tygerberg studeer. En sy kom van Rustenburg af. Nou wat baie interessant is daar's 'n gastehuis met naam Franka Gastehuis in Rustenburg en sy borde is hele dorp vol. Ons het self al gebly in Rustenburg en self al 2 keer geslaap in die gastehuis ook. En toe sy nou hier kom, toe vind ons uit, maar dis al ma se gastehuis, nee. So, as jy in Rustenburg kom, in Franka Gastehuis, en waar's Annemie, is sy ook hier vanoggend? Sy het Rustenburg belange. So, Annemie, as jy hier is, nie daar gesien, gesels bietjie met haar, as mens in Rustenburg wil uitkom of 'n pakkie wil stuur, kan jy gerus al met haar ietsie stuur. Goed julle, dankie. Baie dankie Bram. Gemeente, dan wil ons vanoggend hierdie bos blomme vir Jaco en vir Petro Du Plessis gee. Nie net het Jaco het 'n hartpas aangeheer, suksesvol gekry. Nee, Jaco kan ons dit so sê. Ja. So ons is dankbaar dat dit gebeur het, want dit beteken dat hy ook vandag nog 'n keer om die son is. Hy verjaar ook vandag, nee. So net dat julle weet, ons hier die blomme
vir meelewing, nie vir die verjaarsdag nie. Ons kan nie elke Sondag vir almal wat verjaar blomme gee nie. So Jakob Petru, ons is bly dat jy hier met ons is vanoggend en mag jy aanhou klop vir die Here ook. Baie dankie. Gemeente, ons gaan 'n bietjie later in ons erediens vanoggend ook vir vir David Du Plessis gaan ons bevestig as ouderling. So die Here gee vir ons gemeente ook gawes in terme daarvan en ons gaan 'n bietjie later gaan ons hom dan bevestig ook in die ampt van ouderling. Maar kom ons begin vanoggend net deur saam te verklaar dat ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Genade en vrede vir julle. Liewe gemeente, dit kom van God ons Vader deur sy Seun Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons gaan nou vanoggend saam sing. Daar's 2 liedere wat ons na mekaar gaan sing en dit is beurtsang. Arne, jy het ook as beurtsang. Fantasties. So dis Psalm 66 vers 1, 2 en 7 die ou bekende tweesjesberuiming. Ons kan ons stemme laat juig met dit en dan ook die bekende lied 207 en dis beurtsang. Almal sing vers 1, 3 en 5 en dan vers 2 sing die dames en vers 4 die mans. En daarna kan ons bly staan, dan gaan ons saam ons geloof bely. So, kom ons staan en dan maak ons vanoggend die Here se naam groot.
Gelowiges, ons bely nou saam ons geloof wat ons deur al die eeue heen bely en ons het nou gesing, ons wil U gehoorsame kinders wees, maar ons wil ook gehoorsaam wees in hoe die Here homself uitdruk en hoe hy hom openbaar en wie hy is en wat ons glo. En in jou hart kan jy die geloofsbelijdenis van 'n Sia sê. En ons bely saam, ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig. Ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Maar op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. En hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes en ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Dit is wat ons glo, gemeente. Amen. Ons kan maar sit. So gemeente, die Here het ons geseën met sy seun, sy grootseun. Ons het geantwoord daarop deur te sing van die Here se koningskap en wie hy is en ons gehoorsaamheid en wat die God die Vader, die Seun en Heilige Gees doen. Ons het dit bely nou as deel van ons ontmoetingsdiens met mekaar hierso. Maar nou gaan ons oor om die leiers wat die Here vir sy gemeente gee te bevestig in die ampt van ouderling. En ek gaan vir David vra, David, wil jy nie asseblief dalk hier voorkom staan, dat ons net vir die gemeente net weer sê wat die werk van 'n ouderling is, en dan om opdra, en saam met die ander leiers opdra in gebed aan die Here. Môre David. Geliefdes, kom ons hoor eers, wat is dit, die werk van 'n ouderling, waarvoor het die Here hulle geroep? En die Bybel sê, ons moet bid vir die ouderlinge. So as David hier so staan vanoggend, dan word hy bevestig as ouderling, maar daar's ander ouderlinge ook in ons gemeente. En ons wil vanoggend dan ook, sommer wanneer ons bid vir al die ouderlinge en die diakens wat in ons gemeente is, bid. Maar u weet hoe ons nou die verskillende male die naam afgekondig het van David, wat as ouderling van hierdie gemeente gekies is, en ten einde verneem of iemand iets waarom hy nie in die ampt bevestig mag word nie. Maar aangesien niemand het enige beswaar teen hom ingebring nie, en daarom wil ons hom nou in die naam van die Here in die ampt bevestig. En vir die doel moet jy, David, wat bevestig word, en ook alle aanweesiges, eers uit die woord van God 'n kort uiteensetting van die instelling en amptswerk van die ouderling aanhoor. Nou, wat is 'n ouderling? 'n Ouderling is iemand wat die diens van regering in die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge of opsieners het deurgaans in die apostoliese kerk die gemeente met die woord geregeer en versorg volgens die gawes wat die Heilige Gees gegee het. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus tot opbou van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As ouderling David, word jy geroep om die gemeente te regeer en te versorg. Hierdie diens word nie net aan een of twee toevertrou nie, maar aan al die ouderlinge saam, wat onder leiding van en saam met die bedienaars van die woord die kerkraad vorm. Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, is dit nodig dat die ouderlinge die woord van God deeglik ondersoek en hulle in die rykdom van die evangelie verdiep. Jou opdrag dis, David, as ouderling, is die volgende, is 4 dinge. Nommer 1. Jy moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind, dat die woord en die sakramente gereeld en suiwer bedien word en dat die sakramente heilig gehou word. Jy moet daarop let dat die bedienaars van die woord, die ouderlinge en diakens getrou en deeglik hulle goddelike opdragte uitvoer en jy moet die bedienaars van die woord met goeie raad bystaan.
Jy moet ook sorgvuldig let op die leer en lewe van elke lidmaat en alle Christene met raad en troos ondersteun. Teen die lidmate wat hulle nie bekeer nie en in hulle sondes voortlewe, moet by die kerklike vermaning en tug opgetree word en die wat berou het, moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. Derde een, jy moet veral oor die leer en wandel van bedienaars van die woord toesig hou, sodat alles tot opbou van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. En jy moet ook die afvalliges, dis die vierde een, die afvalliges en heidene tot bekering en geloof in Jesus Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. David, jy het gehoor wat jou opdrag is, en ons vra jou nou om opreg op hierdie volgende vrae te antwoord. Nommer 1, is jy in jou hart daarvan oortuig, dat jy wettig deur die gemeente van God, en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Nommer 2, glo jy dat die heilige skrif die woord van God is, en dat dit die volmaakte leer van die saligheid bevat, en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Nommer 3, beloof jy om jou goddelike opdrag getrou en met ywer ooreenkomstig hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe? En dan nommer 4, beloof jy om jou aan die kerklike vermaning en tug te onderwerp, as jy miskien in leer of lewe sou afwyk? David, wat is jou antwoord hierop? Mag die alvermoënde God en Vader, David, jou sy genade skenk om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Wie is dan 'n ouderling? En ouderlinge, almal, ons praat met almal vanoggend, nê? Ywerig in die regering van die gemeente. Wie is soos 'n wagter oor die huis van God? Vermaan, vertroos, elkeen na sy behoefte. Gee daarop ag dat die leer suiwer gehou word en dat die gemeente vroom lewe. Wees getrou in jou diens en wees 'n goeie voorganger vir die hele gemeente. Hoor die belofte, so sal jy vir jouself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in die geloof in Christus en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En gemeente, hierdie is vir u. Ontvang hierdie man, vir Dawid, as 'n dienaar van God. Stel jou gewillig onder hulle toesig en regering, want hulle waak oor u lewe en sal eendag daarvan rekenskap moet gee. Dink aan die ouderlinge in julle gebede. Maar gemeente, omdat ons dit nie uit onsself kan doen nie, kom ons bid saam en dan bring ons ook die ouderlinge vanoggend in gebed voor die Here. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, wat 'n voorreg om vanoggend hier by mekaar te wees as u kinders. En te weet, Vader, dat ons leef onder u seën. En dit maak dat ons net wil sing. Ons wil sing, ons wil saam sing, Vader, oor u goedheid en u grootheid. En wie u is en wat u doen. En dat u 'n plan met ons het. En dat u daai plan tot volvoering gebring het in Jesus Christus. Here, en u het die seun gestuur om nie net vir ons te kom sterf en 'n nuwe lewe te gee nie, maar Vader, u het juis die seun gestuur ook om 'n beweging aan die gang te sit wat agente is vir hierdie goeie nuus wat u bewerk het, en dit is die kerk. En vir die kerk, Vader, het u ouderlinge gegee om te regeer. Maar Vader, u het vir ons kom wys in Johannes 13 dat dit nie met baasspelerigheid is of met hoogmoed is of te dink ons is beter as ander omdat u ons hiervoor geroep het nie, maar juis as dienende leiers. Soos u vir ons wys in Johannes 13 wat u ons voete was, die disippels se voete gewas het. So bid ons vir die ouderlinge vanoggend, Vader, dat dit dienende leierskap sal wees. En ons bid spesifiek vanoggend vir Dawid toe. Vader, dat hy sal weet dat u hom geroep het vir 'n besondere taak. Maar dat u ook vir hulle en vir hom die gawes gegee het, juis om hierdie werk te kan doen. So Vader, wil u asseblief vir Dawid die vermoë gee om daar waar hy gaan werk, daar waar hy u gaan verteenwoordig in huise en in geloofsfamilies, dat u hom die woorde in die mond sal gee vir wanneer hy moet praat, vir wanneer hy moet stil bly, vir wanneer hy moet vertroos, vir wanneer hy moet vermaan. Here, ons wil bid dat u sy eie lewe sal oppas, dat hy altyd opreg voor u sal loop, dat hy u sal volg en dat hy self 'n disipel van die Here Jesus genoem sal word. En dat ander mense sal hom volg, Vader, nie omdat hy so oulik is nie, maar omdat hy u volg. En soos Paulus sê in 1 Korintiërs 11 vers 1, volg my, want ek volg die voorbeeld van Christus. Here, maar nie net vir Dawid bid ons dit nie. Ons bid dit vir al die ouderlinge en vir al die diakens, wat u vir hierdie gemeente gegee het, dat ons dienende leiers sal wees. En dankie dat u vir ons soveel verskillende gawes gegee het, Here. Ook binne in die ouderlinge en binne in die diakens.
Is wonderlik hoe Here, hoe U vir ons gawes gee en dat ons juis hierdie gawes kan gebruik om die gemeente toe te rus en op te bou. Juis vir goeie werk, Vader, want dis deur ons goeie werke ook dat mense sal sien en hoe ons lief is vir mekaar, dat mense sal sien dat ons U disippels is. So Vader, ons kom dra elke liewe ouderling en diaken vanoggend aan U op. Dat U hierdie roeping in hulle sal vasmaak, dat U twyfel sal wegvat, dat U hulle sal beskerm van die aanvalle van die duiwel, wat vir ons laat wil twyfel, of wat ons maak dat ons dalk wil lui wees, maar dat ons ywerig, Vader, in die gemeente sal werk, alleen tot eer van U naam. Dis waarvoor ons hier is, Vader, so word verheerlik deur GKB Oos se kerkraad. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. David, baie sterkte vir jou dienswerk, my broer. Ons gesels weer. Gemeente, ons gaan nou saam lees uit die woord van die Here uit, maar voor ons dit gaan lees uit Genesis 3 uit, wil ons vir die Here in 'n gebed, ons gaan hierdie gebed nou verder bid wat hy gebid het, en ons gaan die Here vra om ons harte se poorte ook oop te maak, om ontvanklik te wees vir dit wat die Here vandag wil neersit in jou hart en in hierdie gemeente. So kom ons sit so, en dan sing ons lied 257, saam is 3 verse, en kom ons rig ons gedagtes op die dinge wat daar bo is, soos Kolossense sê, en kom ons kom bietjie weg van ons aardse denke, en kom ons maak regtig ons harte oop om te sê, om te hoor, so sê die Here vanoggend. Liewe gemeente, kom ons maak oop by Genesis 3 vanoggend. Nou liewe gemeente, hierdie Genesis 3 is seker een van my persoonlike gunsteling hoofstukke en ons het al 'n paar keer op verskeie maniere na Genesis 3 gekyk in hierdie gemeente. En hoekom dit so is want dit vertel vir ons hoekom die lewe is wat dit is. Dit vertel vir ons wat aan die gang is. Dit gee soveel antwoorde vir ons. En as ons gesin saam huisgodsdiens doen, dan vra ek altyd vir die kinders as ons klaar gelees het, veral in die Ou Testament, waar is Jesus? Waar is Jesus Christus in hierdie gedeelte? En wat so besonder is van Genesis 3 is dat ons reeds hierso al van die evangelie van Jesus Christus lees. En ek wil hê as ons nou lees, kyk uit daarvoor vir waar dit dalk kan wees, want dit is daar. Jesus het gesê vir die Emmausgangers in Lukas 24 as hy
op die dorpie Emmaus toe gaan, dan sê hy, en hy het alles wat op betrekking is van hom, wat in die wet en profete staan, vir hulle oopgebreek. Nou, so die Ou Testament skree uit Messias. Dit skree uit verlosser. En kom ons kyk volgende hierna. En ons tema volgende is die naakte waarheid. Ons gaan bietjie daarna kyk. Ons het 3 punte wat ons na gaan kyk. En dit is die naakte waarheid oor onsself, die naakte waarheid oor ons eie mensgemaakte vye blare pogings, en die naakte waarheid oor God se ware bedekking. Dis die 3 punte wat ons volgende dag gaan kyk. Maar kom ons begin eers saam lees uit die woord van die Here. Genesis 2 vers 25 en dan hoofstuk 3. Hulle 2. Dis nou nadat God die man en vrou gemaak het, die hele skepping gemaak het. Dan staan daar in 2 vers 25. Hulle 2, die mens en sy vrou was kaal, maar hulle was nie skaam nie. Die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is. En het vir die vrou gevra, het God werklik gesê julle mag van geen boom in die tuin eet nie? Die vrou het die slang geantwoord, ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie, en ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan, die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet, en mooi om na te kyk, en begeerlik omdat dit kennis kan gee. En sy het van sy vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee en hy het geëet. Hulle albei se oë gaan toe oop en hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vye blare aan mekaar en hang dit om vir klere. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind opkom, en die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? En die mens antwoord, ek het u hoor wandel in die tuin, en ek het bang geword, want ek is kaal. Toe het ek weggekruip. Die Here God vra toe maar, hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is? Het jy tog nie van die boom geëet waarvan ek jou verbied het om te eet nie? Die mens het geantwoord, die vrou wat u my gegee het om my by te staan, sy het vir my van die boom se vrugte gegee en ek het geëet. Toe vra die Here God vir die vrou, wat het jy nou gedoen? En sy sê, die slang het my mislei en ek het geëet. En die Here God sê vir die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die diere. Op jou maag sal jy seil en stof sal jy eet jou hele lewe lank. Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Vir die vrou het die Here God gesê, ek sal jou baie swaar laat kry met jou swangerskappe. Met pyn sal jy kinders in die wêreld bring. Na jou man sal jy hinker en hy sal oor jou heers. Vir die mens het die Here God gesê, omdat jy na jou vrou geluister het en geëet het van die boom waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde deur jou toedoen vervloek. Met swaar kry sal jy daaruit te bestaan maak jou hele lewe lank. Die aarde sal vir jou dorings en dussels laat uitspruit en jy sal veldplante eet. Net deur harde werk sal jy kan eet, totdat jy terugkeer na die aarde toe, want daaruit is jy geneem. Stof is jy, en jy sal weer stof word. Die mens het sy vrou Eva genoem, sy was die moeder van al die mense. Daarna het die Here God vir die mens en sy vrou velklere gemaak, en hulle dit aangetrek. Toe die Here God gesê, die mens het nou soos een van ons geword, deurdat hy alles kan ken. As hy nou maar net nie sy hand uitsteek en die vrugte van die boom van die lewe vat, en daarvan eet, en altyd bly lewe nie. Daarom het die Here God die mens weggestuur uit die tuin van Eden, uit om die aarde te gaan bewerk, die aarde waaruit hy gemaak is. Die Here God het die mens uitgedryf, en om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak, het hy oos van die tuin van Eden gerubs gesit, en ook 'n vlammende swaard, wat heen en weer beweeg. Goed gemeente, ons kyk na die naakte waarheid oor onsself, ons eie mensgemaakte pogings, ons eie vye blaar pogings, en dan kyk ons na die ware, egte bedekking wat die Here vir ons gee. En hierdie is eintlik, as jy so lees ook, gemeente, dit is 'n klipharde gedeelte in die Bybel, wat eintlik hartseer is, as jy dit gaan lees. Nou gemeente, daar word in Genesis 2 vers 25 vertel, dat hulle 2, die mens en sy vrou, was skaal, maar hulle was nie skaam nie. En dan het ons nou gelees, toe kom die slang op die toneel,
En hy vertel vir hulle dat as hulle ongehoorsaam is aan God, nou nie soveel woorde nie, maar dis die implikasie, en die lewe op hulle eie terme leef, sal hulle soos God wees, en deurdat hulle goed en kwaad kan onderskei. Waar is my skyfie nou? Daar's hy. Deurdat hulle goed en kwaad kan onderskei. Ekskuus julle, hier sou net hierdie ding doen. Daar's hy. En hulle het geëet, en ewe skielik kom hulle agter, maar hoor, jette, hier is groot fout. Kinders, hierso is sommer net so 'n klein animasie van wat gebeur het, nee, hulle het hierdie slang het gevat, hulle het geëet van hierdie vrugte, en ewe skielik het dinge begin duister word vir ons in hierdie lewe, en daar het fout gegaan, nee, ongehoorsaamheid, kwaad het in ons harte ingekom, en nou ken ons alles. En gemeente, nou weet julle al, ons het hierdie al baie gesê, maar daar het goed stikkend geraak in hierdie wêreld. Daar's 4 dinge wat stikkend geraak het. Nommer 1 is, ewe skielik kom Adam en Eva agter, maar wow, hier's groot fout in my. Hier's groot fout, dit voel vir my of iemand deur my kyk, ek skaal. Iets is nie reg hier binne my nie. Dis die eerste een. En ons word ten diepste baie selfbewus. Die tweede ding wat gebeur het is, maar hey, Adam sê, ja, ek sien net kaal nie, maar Eva, jy's ook kaal. En dit voel vir my of Eva nou deur my kyk, en daar's iets wat nie lekker is nie, ek moet nou toemaak, nee, ek is nou skaam. En die antwoord daar natuurlik is vyeblare. En toe God in die tuin kom wandel, en hulle hoor hom, ewe skielik besef hulle, maar God kyk deur my. Hy kan nou sien wie ek werklik is. En wat maak hulle? Hulle kruip weg tussen die bome en die bosse. Hulle kruip weg vir die Here. Hulle oë het oopgegaan, hulle het besef dat hulle kaal is. So Adam en Eva sê, maar ek kan dit ook nie meer vir God verdra nie, ek voel skuldig teen hom. Nee, hy kyk deur my, ek is bewus daarvan dat hy my raak sien, hoor mooi, ek is bewus daarvan dat hy my raak sien en uitvind wie ek werklik is. En daarom moet ek toemaak en wegkruip. En weet julle, dit gebeur vandag nog. Die oomblik wat daar sonde in iemand se lewe is, kom ons noem dit nou maar 'n grove sonde, daar's nou nie klein en groot sonnetjies nie. Alles is voor die Here sonde, maar ons sien dit baie keer in die bediening, dat die oomblik wanneer daar fout gaan in 'n ou se lewe, of daar is een van die sonde wat gebeur het, dat mense begin ophou om byvoorbeeld te bid, want hulle voel skaam. Hulle hou op om kerk toe te kom. Want daar's 'n skaamheid, nee, hulle vermy die dominee, want hy verteenwoordig op 'n manier, hy's nou 'n heilige mens, hy is nie heilig nie, ek is baie sonde, maar julle verstaan wat ek bedoel. So alles wat met die Here geassosieer is, kruip ons dan weg voor, en dit is wat naaktheid is, hierso is dit. Naaktheid beteken om geken te word. Dit word regdeur in die Bybel geassosieer met guilt en shame. Daai gevoel wat jy voel as jy weet, maar iets is nie lekker hier binne my. Behalwe in 2:25 waar dit nie so bedoel word nie. Weet jy, voor die sondeval was hulle totaal, kan ons sê, weerloos. Maar nou kan ons dit nie meer wees nie. Nou dat hulle self wil bepaal hoe hulle die lewe wil leef, hoor mooi, moet ons die informasie oor wie ek eintlik is beheer. En ons doen dit deur vyeblare, deur toe te steek, weg te steek, toe te maak. En ek gaan nou net vir jou wys, hoe doen ons dit elke liewe dag. So, omdat ons nou weet hoe die lewe werk, omdat ons kan ken, wil ons al die informasie oor wie ek eintlik is, wil ek beheer. En ons doen dit deur toe te maak. En hier is hoekom. God het ons gemaak en hy ken ons ten diepste en hy het ons lief ten diepste. As jy hierdie verstaan, gaan dit so baie antwoorde vir jou gee oor jou eie lewe en wat jy hierdie week ervaar, beleef het en gaan ervaar, okay? God ken jou ten diepste en hy het jou lief ten diepste. Die twee dinge kan ons so langs mekaar sit. En ons wil ten volle geken wees en ons wil ook ten volle gelief wees. Dit is hoe die Here ons gemaak het. En dis hoekom daar hierdie pragtige, volmaakte, eerlike verhouding was tussen mens en God en tussen mens tussen mekaar. Maar sonde
het gemaak dat ons nou bewus is van wie ons is, en nou maak dit ons skuldig, en ons dink maar, as hierdie persoon my nou gaan ten volle ken oor wie ek eintlik is die vrees daar dat hy nie meer vir my gaan lief wees nie. Kyk, hoor weer? Die vrees is dat as iemand my ten volle gaan ken vir wie ek is, as God my ten volle gaan ken oor wie ek nou is, dan is die onderliggende vrees daar dat ek nie meer geliefd gaan wees nie. Dis so belangrik, want ons doen dit met mekaar ook. Ek gaan uitgevang word oor wie ek eintlik is, en daarom wil ons beheer, sodat mens vir ons lief is op grond van wat hulle kan ken, want die res wat ons nie wil hê hulle moet ken nie, dit maak ons toe. So, ons wil nie hê mense moet sien, ons is ongelukkig, of depressief, of hartseer. Want, net nou vang hulle my uit, dat daar iets, dat ek nie so volmaak lyk soos wat ek regtig is nie. Daar is mos nou skanse, en ek bedek dit, want ek is bang, dat hierdie persoon wat my nou sien, nie meer vir my gaan lief wees nie. So Adam en Eva het hulle regverdigheid, hulle regwees voor God, daai volmaaktheid het hulle heeltemal verloor, hulle reinheid, hulle aanvaarbaarheid. Ek wil volgens vir jou vra, voel jy dit in jou eie lewe? Ons beheer wat mense sien. Anders sal hulle nooit lief wees vir ons nie. En dis die gevolg daarvan as ons eie meesters in ons lewe wil wees. Ok, nou kom ons kyk bietjie, wat maak ons met ons, hoe reageer ons nou hierop, nee? Hoe probeer ons as mense dan nou, wat probeer ons aan hierdie skaalprobleem doen? En as jy dit gaan verstaan, soos ek sê, gaan jy baie van jouself verstaan vanoggend, liewe gemeente. Want ons mense is uber kreatief vir hoe ons dit, vir ons cover-ups, ek gaan sommer dit reguit sê, en hoe ons wil hê mense ons nie moet sien nie. En met Adam en Eva het hulle bedek met 3 dinge, blare, bome en verskonings. Blare, bome en verskonings. En dis als cover-ups, nee, dis toemaak pogings, en ons doen cover-ups in ons alledaagse lewe. Kom ek vat 'n voorbeeld vir jou om net te illustreer. Kinders, kyk, ons het nou gesê dat Eli is nou 'n student, né? Sy is nou verwelkom vandag, maar ek onthou toe ek 'n student was. En in my koshuiskamer, en ek weet Vicky gaan kom kuier by my in my koshuiskamer. Wat is die eerste ding wat ek doen voordat sy kom? Jy maak skoon. Jy ruim op. Mr. Min. Hoekom doen jy dit? Want jy's bang, as sy weet, dat jy eintlik soos 'n vark leef, gaan sy nie vir jou lief wees nie. Verstaan julle dis hoe dit is. En al daai voorbereidings is bedekkings, dis vye blare, nee, jy trek reg aan om nie te vet te lyk nie. Jy trek hoog aan sodat jy nie te kort lyk nie. Dan maak jy jouself langer, ons sit gremering op. Hoekom doen ons dit? Want jy wil beheer wat iemand van jou sien, sodat hulle nie alles ken nie, want ek is bang hierdie persoon sien, maar ek is eintlik 'n bietjie te kort, of ek is eintlik te lank, of wat ook al ons doen, en ons wil dit toemaak, ons wil dit bedek. Ons beheer die informasie. Ons beheer die informasie. So sonde maak, dat ons aan die een kant hierdie hinkering het na geliefd wees, maar die stikkendheid het gemaak, ons wil nie geken wees meer nie. Hoekom werk jy so hard? En hoekom kan jy jouself nie in die gesig staar, as jy nie hard genoeg werk nie? Hoekom praat jy groot? Hoekom sê ons, ja, julle ouens, ek het gaan visvang laas naweek, dit was fantasties, weet julle, ek het so karp uitgetrek. Jy weer is net so dingetjie. Maar hoekom? Want jy's bang as jou vriende sien, jy het net so karpie uitgetrek, dan ken hulle jou as 'n swak visserman, en die onderliggende vrees is dat hulle nie jou vriend wees nie. So ons praat groot. Ons vertel leuns. Want hoekom? 'n leuen is 'n plek waar agter ons kan wegkruip.
Hoekom spog jy? Hoekom wil jy die hele wêreld help en nooit nee sê nie, soveel sodat jy jouself uitbrand, want dis cover-ups. Jy's bang mense gaan jou ken dat jy kan nee sê. O, hy sê partykeer nee. Want dis okay. Hoekom is jy so privaat mens? Hoekom wil jy mense moet nie iets van jou weet nie? Dis vye blare julle en jy's bang weer eens en ek herhaal dit 300 keer. Jy's bang jy gaan geken word en nie meer gelief wees nie. Maar duidelik werk hierdie ding nie. Dit werk glad nie want duidelik weet ons dat ons kan nie alles wegsteek nie. Ons kan nie alles toemaak nie. Want hoekom? Want jy weet self wie jy is. Ten diepste weet jy, daai vis was net so gered. Dis nie die beste visvang naweek. Ten diepste weet jy wat ek leef eintlik soos 'n varkie. Ten diepste weet jy dat jy dat dit nie die waarheid is nie, want daar's iets stikkend in ons. Ten diepste weet jy, maar daar's steeds God se, as ek maar kan sê, oë wat vir jou kyk. En weet jy's nie reg met hom nie, daar's skande, daar's guilt oor wie ek is. Jy weet steeds wie die regte jy is. En jy voel sleg daaroor, want dit voel vals. So, kinders, jy kan jouself nie toemaak nie. Ons vye blare pogings, ons sien dit werk nie, ons word uitgevang. Ministers word uitgevang, presidente word uitgevang, dominees word uitgevang. Ons het hierdie week met fase B in Chongwe en Zambië het ons juist gepraat oor integriteit en hoe baie pastore in Afrika 'n valse lewe leef en leuns vertel en seksuele skandes doen. Dis die wêreld vol. Hierdie dinge. Ons kan dit nie wegsteek nie. Okay, hier gaan ons. Mag ek vanoggend vir jou 'n antwoord gee op jou selfbewus probleem? Maar dis presies wat God wil doen. Nadat hy die straf uitgespreek het, sien ons die Here se absolute genade hier vir mense wat hulle rug op hom gedraai het. Julle imagine dit. Die mense het heeltemal gesê, God, ons is in 'n perfekte verhouding, maar nee, dankie. Ons gaan die lewe op ons eie terme leef. En God sê vir ons, nadat ons rug op hom gedraai het, jy kan dit nie self doen nie. Dis onmoontlik. Jy kan nie jouself nie toemaak nie. Jy kan dit nie bedek nie. En wat het God gedoen? Sê jy skaal. Kom ek maak jou toe. Kom ek bedek jou. En hy het. En dis wat God gedoen het. Daar staan in vers 21, daarna het God vir die mens en sy vrou velklere gemaak. En hulle het dit aangetrek. Nou kinders, ek weet nie of julle weet nie, maar as jy 'n dier se vel wil hê, dan moet jy hom doodmaak. Sy bloed moet uitdrup. En dan kan jy die vel afhaal en velklere maak. So God moes 'n onskuldige dier doodmaak. Bloed moes vloei om klere te maak om die mense se skaamwees, se verneder wees en se skande tydelik vir goed toe te maak. En weet julle, ons kry hierdie beeld, hierdie gedagte, hierdie ding wat God wil doen aan ons uit sy absolute genade en liefde uit. Sien ons reg deur die Bybel. Dink aan Hosea. Wat doen Hosea? Hy gaan haal sy vrou wat 'n prostituut weer in verval het by die slawemark. En wat doen hy? Sy skaal en hy trek vir haar klere aan. Esegiel 16. Dan sê God dat hy ons sy kinders in die veld gekry het, kaal, waar jy nog in jou eie bloed skop. Nee, dis baie vivid beelde hierso. En hy het gekom en hy het jou groot gemaak en hy het jou met sy klere bedek. Okay, nou begin ons al ietsie sien. Die hele Ou Testamentiese offers waar bloed moes vloei, is 'n ding wat vir ons heenwys en sê maar hier kom iets. Ek moet my skuld oordra op iets en hy gaan dood en hy betaal die prys sodat ek nie van die aarde af gevee word oor my eie sonde verlorenheid nie. En dan kom die Nuwe Testament, Markus 15. Hierso wys God vir ons hoe hy dit gaan doen. Permanent. Ordentlik. Want al hierdie beelde het heen gewys na Jesus na die Vader se seun Jesus Christus, die Messias wat moes kom en daar staan in vers 24. Toe kruisig hulle hom en verdeel sy klere onder mekaar.
deur te lood oor wat elkeen moet kry. So, hy het Jesus laat kaal word, en hy het letterlik kaal daar gehang. Hy het hom verneder. Hy het al die skande, al die guilt en shame, wat jy ervaar, het op hom gesit. Hy het in jou plek kaal en verneder, vervloek gehang, aan 'n kruis waar jy moes hang. En wanneer hulle jou kruisig, dan het hulle jou klere uitgetrek nie, dit is basies kaal gehang, en die bedoeling met die kruisiging was juis om jou te verneder, juis om jou skaam te laat kry, juis om daai guilt te vergroot, om jou skuldig te laat voel, jou te spot, jou af te kraak, jou uit te lewer, en jou 'n helse pyn te laat ervaar, en dit so lank uit te rek as moontlik, totdat jy uiteindelik van asemtekort doodgaan. So almal kan jou sien, almal weet, Hebreërs 12 sê, die kruis is so skande. Die hemel wil jou nie hê nie, en die aarde wil jou nie hê nie. Jy's onskuldig, of in Jesus se geval onskuldig. So daar was wat? Daar was dood. Daar was bloed. En daardeur was daar bedekking. Weet jy, maar dis nie net dit wat Jesus gevat het van ons op hom nie. Dis nie net jou skande, jou guilt en shame, jou kaal wees, jou naak wees, jou selfbewus wees, jou stikkendheid, wat hy op hom gevat het nie. Daar het 'n verplasing plaasgevind, en Tim Keller van Redeemer in New York, hy's nou oorlede intussen, maar hy het hierdie ding so mooi vasgevat, toe hy gesê het, daar het 'n wisseling plaasgevind in jou lewe. Hoekom? Want Jesus het nie net iets by jou gevat nie, hy het nie net jou guilt en shame, jou skaam en skuldig wees gevat en op hom gevat nie, maar hy het ook vir jou sy regverdigheid, wat hy met die Vader van alle ewigheid af beleef, het hy oorgetrek en oorgedra aan jou. Kinders, regverdigheid beteken om reg te wees met die Vader. Jesus was reg met die Vader, hy is reg met die Vader, en hy het sy reg wees met die Vader, het hy vir jou gegee, sodat jy kan reg wees met die Vader. Hy sê in hierdie boek wat ek gelees het oor hierdie goed, hy sê, Jesus has looked all the way into the deepest recesses of our soul. He has seen everything. And he still loves you. To the degree you know that and believe that, to the degree that actually grabs your heart, to that degree, you will begin to experience a new kind of identity. You will realize you're clothed in his righteousness. En dan kom Paulus, as hy praat oor hierdie geloof wat ons in Jesus het, dan kom sê hy in jou vertaling, welgeluksalig, geseënd, kan ons ook sê, is hulle wie se ongeregtighede vergewe en wie se sondes bedek is. So kinders, hoe werk dit? Kom ons sê, ek gaan nou net 'n voorbeeld gebruik hiersom. Kom ons sê, is nou nie geprint op nie, ek het nou nie 'n lekker voorbeeld hierson nie. Maar kom ons sê, dis net wit papier. Nee, dit werk so. As daar staan Jesus bedek ons sondes, dan beteken dit ons is nog steeds 'n sondige natuur. Nee? Maar hier is jou sonde. En wat Jesus kom doen is, hy kom bedek jou met sy lewe. So dit beteken dat wanneer God na jou kyk, wat sien hy raak? Wat sien hy raak, kinders? Hiersoos, kom ons sê, dis God, en hy kyk nou na jou, wat sien hy raak? Yes. Hy sien die papier raak, hy sien vir Jesus raak, hy sien hoe skoon jy is, want sy liefde, sê die Bybel, bedek 'n menigte sondes. En dis wie jy is in Christus, nou jy's 'n nuwe skepping, jy's nie, die Vader, kyk jy na jou en sien dit raak nie. Hy sien sy seun raak, en op grond van jou in sy seun wees, op grond van jou geloof in hom, sien die Vader jou raak as vlekkeloos, as skoon, met 'n nuwe identiteit. So as jy dit weet, dan sal jy nou al
ophou wil beheer wat almal sien. Want jy rus in die wete dat God vir jou sê, maar jy is my geliefde seun, ek verheug jou, my oor jou. Jy sal nie so kwaad word as jy 1 kilogram aansit nie. Jy sal nie so teleurgesteld wees as jy nie jou mylpale vir die jaar bereik het nie. Jy sal nie as mense jou kritiseer heeltemal in die grond ingeboelie word nie. Jy het nie nodig om te cover up met leuns nie. Jy sal vry wees. Want jy rus in wat Jesus vir jou gedoen het aan die kruis, nee, hy het jou skande en jou skaam wees, jou skuldig wees kom toemaak. Deurdat hy dood gegaan het in jou plek en opgestaan het. So wat nou, in plaas van diep binne wat jy dink, ek is 'n failure, ek is stikkend, ja, ons is dit, maar jy's bo dit vergewe. So daai valse idee, dit is nog binne in ons, maar dit word getramp deur Christus se liefde. Dis nog deel, maar diep binne weet jy, ek is geliefd en ervaar. God ken my ten volle, want hy ken sy seun, en omdat ek in sy seun is, ken hy my, en is hy lief vir my. En dit gaan uitloop op hierdie aarde tot dit volmaakte einde, waar Genesis 2 weer herstel is in die nuwe hemel. So deur Jesus nooi God ons terug om weer naak vir hom te wees. Want jy kan. En dis die mooiste plek om te wees. Jy moenie meer wegkruip nie. En dis hoekom die Nuwe Testament verder vir ons wys hoe hierdie nuwe lewe nou lyk. Dis hoekom hy sê, hey, kerels, praat die waarheid onder mekaar. Hê integriteit, wees eerlik. Moenie kwaad word nie. Hou op steel as jy dief is. Moenie toemaak nie, is nie nodig nie. Nie worry oor wat mense van jou dink nie, worry oor wat ek van jou dink. Ek sluit af. Ek dink ons almal ken Vaspoestertjie. Vaspoestertjie is die een wat sy was soos die lelike eentjie in die gesin en toe het 'n veekoningin haar kom omtower om 'n prinses te wees. Maar op die laaste dag, gemeente, gaan die klok 12 uur slaan en dan is dit middernag Cinderella. En haar cover-up sou 12 uur verdwyn het, dan sou die werklike sy uitgekom het. En almal sou toe weet wie sy is en sy het mos haar skoen verloor op pad terug uit of op pad uit. Maar so dan as Jesus terugkom, gemeente, gaan jy nie meer bedek kan wees nie. As jy nie vir Jesus ken nie, gaan jy so skaam en kaal voel en jy gaan so weerloos voor God staan. En dan soos Lukas 23 sê, jy gaan vir die berge sê, ag asseblief val op my. Bedek my net, want ek kan nie voor God staan op hierdie staat wat ek nou is nie. Maar jy wil jouself toemaak en daar's niks om jou toe te maak nie. En dan, gemeente, gaan jou dade en jou godsdienstigheid en jou voorgee en jou leuns en jou vye blare niks stel nie. Maar as jy in Jesus glo en hy beklee jou, dan is jy geken en geliefd voor die Here en voor sy seun vir alle ewigheid. En jy kan dit nou al weet, so los die vye blare. Nou al, los die cover-ups. Los die toemaak. Kom uit agter die bome. Want jy kan weer naak wees voor God, want Jesus het dit vir jou gedoen. Hy het dit so vir jou gedoen. So watter vye blare sit jy graag op? En as jy dit kan antwoord, sal jy weet, wat is daai ding wat jy nog oor skaam is? Jy dalk nog nie by die Here se voete gaan parkeer het nie. En jy het gehoor vandag, die Here is so goed, hy vergeef ons sonde en oortredinge. En ons is reg voor hom as ons in Christus is en dit bely. Hoe lyk kaal wees voor die Here? Vir jou. Hoe lyk dit vir jou? Kruip jy nog weg voor hom oor sekere goed? Is daar sekere goed wat jy nie met hom wil bespreek in gebed nie, want jy voel skaam daaroor? Dalk iets in die verlede wat nou in jou lewe aan die gang is. En wat beteken dit vir jou dat Jesus jou cover-up is, dat hy jou toemaak is? Ek het dit nou verduidelik vir die kinders, maar wat beteken dit vir jou en watter gevolg het dit van hier af vorentoe? Hoe groei jy as kind van die Here nou vorentoe?
Amen, liewe gemeente. Kom ons stop hier vir vandag. Kom ons sit net so en lied 389 antwoord so fantasties hierop en kom ons doen dit as die begin van ons gebed. Ek sing ons hierdie en dan gaan ek vir ons saam bid daarna en dan sal ek aankondig wat verder gebeur. So kom ons sit net so lied 389 vers 1, 2 en 3. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie o God dat U ryk is aan goedheid. Here, ons kan nie eens begin indink hoe goed U is en hoe genadig en barmhartig U is nie. Dat U ten spyte van die feit dat ons rug op U draai, ten spyte van ons eie rebellie, dat U nog steeds na ons toe kom en dinge wil nuut maak en oorbegin. En dat U juis vir Jesus Christus gestuur het om as enigste seun in my plek te kom hang het. Here, maar hy het opgestaan in die doodheid en wat 'n voorreg, wat 'n vreugde is dit vir ons nie. Vader, ons wil vanoggend kom bid dat U ons sal kom ontmoet hier waar ons is. As hier mense is, Vader, U ken ons harte so goed, wat nog hierdie besef moet maak dat U ons alles is en dat U die antwoord op alles is. Mag dit vanoggend diep in ons harte insink. Vader, as ons hierdie boodskap gehoor het vir die soveelste keer, mag dit ons motiveer om ook weer van vooraf en van niets af te aanvaar, o Here, dat ons skaal voor U kan wees. Dit is so mooi, dit is so voorreg. Here, maar as kerk wil ons vanoggend ook vir die mense wat dit nie weet nie. Daar's so baie mense daar buite wat dit nie wat dit dalk hoor, maar nie besef nie. En ons kan agente van troos wees vir hulle, Vader. Ons kan vir hulle verduidelik dat hulle vye blare nie die ding gaan doen nie. En dat U ons sal beklee. Wat 'n voorreg om die goeie nuus, die evangelie vir hulle te kan vertel. So ons bid, Vader, dat U ons braaf sal maak om na ons eie vye blare te kyk. Maar ook as ander mense vye blare het, Vader, dat ons vir hulle sal wys waarom velklere, die regte klere, die Jesus kleed te kan kry wat U vir ons gegee het. Here, maar ons sing ook nou vir mense wat in leed is, mense wat swaar kry. Vader, ons dink aan ons eie boeties en sissies vanoggend wat oor die wêreld heen vervolg word, wat
stikkend geslaan word, wat geskiet word, wat so seer kry, oor wat mense wat u nie ken nie, mense met vye blare wat hulle doen aan ander mense, dis verskriklik, Here. Ons kan dit amper half nie indink nie, en ons wil vanoggend, soos ons gesing het, kom bid vir hulle, dat u in hulle leed, Vader, dat hulle sal onthou. Die kroon, die kleed en die riet. En dat hulle sal weet, Vader, dat dit net tydelik is. Dit is net 'n stukkie wat ons hierdie gaan ervaar. Maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles ver weg oortref en ewig bly, soos die vir ons sê. So Vader, vanoggend kom bid ons vir die vervolging en ons kom bid vir die wat u nie ken nie. En vir die wat u ken, dat dit 'n springbord sal wees om die genade net te ervaar en deel te maak en daarin te rus, Here. So help ons met ons cover-ups, Vader. Help ons met ons toemaak, met ons vye blare pogings, dat ons dit sal raak sien en dat ons sal besef wat u oor ons sê. Ons wat in Christus is. Here, wil u ons gemeente ook seën met daai kennis en wete. Dat hierdie bruid van u, wat u reeds beklee, maar eendag volmaak gaan beklee met u heerlikheid. Dat sy nou al daai heerlikheid sal uitstraal en 'n lig op 'n berg sal wees en sout sal wees vir hierdie aarde wat dit so nodig het. Dankie, Here, dat u ons gemeente seën met gawes, dat u ons gemeente kom seën met middele, sodat ons hierdie werk wat u ons voorgeroep het, kan doen, tot eer en verheerliking van u naam. Vader, word verheerlik deur ons gemeente. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Liewe gemeente, ons liefdesgawes gaan ons kan afdra as ons uitstap by die deure, as jy kontant het, as jy Zapper het, daar's kodes, of jy kan EFT, en dit gaan vandag vir die diakonale kas en vir die Bolandse bedieningsfonds. Uit hierdie Bolandse bedieningsfonds uit help ons kerke wat in die Boland met bediening besig is. Ons help hulle daardeur. En dan maak ons klaar met ons saamwees vanoggend met die sing van Psalm 33 vers 1, 7 en 11. Dit is 'n fantastiese psalm wat so aansluit by dit wat ons vanoggend gesê het. En dan die seën van die Here en dan vra ek jou om net te gaan sit vir nog verdere dinge wat ons graag met u wil kommunikeer. Kom ons staan en dan sing ons hierdie lied tot eer van die Here.
Liewe gemeente, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Liewe gemeente, die ongelooflike goeie nuus is dat ons kerkraad wil so graag met u as gemeente kommunikeer oor wat aangaan in ons gemeente en ons het die gewoonte om elke Sondag na die oggendediens gesels ons vir 'n paar minute net saam oor iets in ons gemeente. En Dou, waar's jy? Dou? Jy's vanoggend. August, waar's August? Okay, August is op pad. Terwyl hy op pad is, gaan ek net met u 'n paar dinge kommunikeer. So in die eerste plek, wil ons vir u wys dat ons het gesê ons gemeente, een van ons gawes is om te kan sing. En ons het altyd die kerssangdiens, maar ons het gesê nee, ons wil nou van nou 4 keer 'n jaar wil ons so 'n lof erediens hou wat die fokus op die Here se naam is en om sy naam groot te maak. So die Paasangdiens is dan Sondag 23 Maart om 6:00 en jy is so welkom om mense te nooi om hierdie Paasangdiens te kom bywoon. En dan wys ek jou ook net op die kerkkamp, die GKBO kerkkamp wat 11 tot 13 April is. Daar's in die boodskapper is daar detail. Daar's 'n brief vir die ouers oor die huisgeloof wat ook aan die gang is. En dan wil ons nou vir al die kinders vra. Maar hulle is klaar besig. Dat die katekisasie kinders nou gou uitbeweeg om jy sien dis die ding van ritme. Dis 'n gewoonte. Dis fantasties. Goed julle, August is een van ons gemeente se ouderlinge ook en hy is die Here het hom die gawe gegee om met finansies te kan werk en hy gaan vanoggend 'n bietjie met ons deel oor die gemeente se finansies en hoe dit werk ensovoorts. So August, baie dankie daarvoor. Nou maar my hoor. Eintlik hoef julle net te kan sien. Eerstens wil ek net vir julle 'n bietjie inligting gee. Julle weet so 2 weke terug was die einde van die finansiële jaar, die 28ste Februarie en in besonder wil ek net vir Ronel van Rein baie dankie sê dat sy so vinnig al die verwerking van die jaar kon klaarmaak en al die syfers vir ons kon beskikbaar maak en Fanny Du Plessis kon vir ons die state opstel. So dit was nogal 'n besondere taak. Enigiemand wat in die finansiële omgewing is, sal dit nogal verstaan. Nou vandag wil ons dan net vir julle 'n bietjie terugvoer gee wat die werklike syfers was vir die vorige jaar en dan ook in besonder wat die begroting is wat die kerkraad bespreek en goedgekeur het. Dis nie baie detail nie, dis redelik opgesom. As enige van julle vra het, is julle welkom om vir my of Henny Kreer of Jan van Mulligen of een van die ander lede te kontak om meer inligting te kry. Nou, die bydraes wat ons kry in die kerk is hoofsaaklik vir die kerkkas, dis wat lidmate gee, maar dan kan lidmate ook spesifiseer en as julle die bydraevorm op die webblad aflaai, sal julle sien daar spesifieke goed wat julle kan bydra, soos wat lidmate spesifiseer word dit toegedeel. Die kerkkas is die grootste gedeelte waar ook die grootste deel van ons uitgawes uitkom wat ek nou sal wys. Dan is daar die interne fondse soos byvoorbeeld die diakonie, die evangelisasiefonds, die evangelisasie of koninkryksfonds soos ons het van tevore genoem is dan nou spesifiek net daarvoor. Byvoorbeeld ons befonds die uitreik aksies wat in Afrika gebeur, die Bybelplasings, die Crossroads Prison Ministries, Koningskinders, die Nuwe Hoop Dwelm Sentrum, ons ondersteun mense wat soontoe gaan en soos wat daar aansoeke kom en soos wat daar nood is, word daar uit hierdie fonds dan nou geld beskikbaar gestel.
dan ook vir die administrasie of nee, kom nou daar. Dan mensebelange, dis byvoorbeeld die susters, die silver seniors, die jeugaksies, fondse wat daarvoor nodig is, en dan ook om die dak af te betaal, enige bydraes daarvoor. Ekstern, die Bolandse Bedelingsfonds, dis waar ons gemeente ook help, of die fonds help in die Boland streek, veral gemeentes wat dit nie so breed het nie, wat swaar kry om hulle ook te help om bediening te ontvang. Die kinderhuise in die kerkverband, die Emeritaatsversorgingstrust kry redelik swaar, hulle versorg predikante en predikantsweduwees wat reeds afgetree is, so ons kan daarvoor gee en Bybelverspreiding. Nou uit die kerkkas, die lopende uitgawes as dit ware, kom primêr uit die kerkkas, en die grootste gedeelte daarvan is om in die predikante en die funksionarisse toe te rus of in staat te stel om hulle roeping na te kom. Daar is vir my so mooi woord trakteer. En julle dalk al gehoor, 'n predikant word getrakteer. Hy kry nie vergoeding nie. Hy word getrakteer aan die begin van die maand sodat hy sy werk kan doen en sy roeping eintlik kan nakom. So die grootste gedeelte gaan daarvoor. Dan die fasiliteite, die administrasie, dit is die munisipale koste, versekering, die algemene administrasie van die gemeente, ramings wat in die kerkverband betaal word na die adminbureau, vir verskeie sake, onder andere byvoorbeeld vir die teologiese skool, wat fondse daar uitkom. Dan is daar gemeenteprojekte, dis die interne fondse soos wat ek net nou genoem het, byvoorbeeld vir die susters, vir koningskinders, vir Caritas, waar daar sekere aksies geloods word, en daar is nogal baie, kom daar fondse daar uit. Die geboue onderhoud, soos byvoorbeeld die heining, ek weet nie of julle gesien het, die elektriese heining wat hier agter opgesit word nie, ons gaan 'n verdere sekuriteitsheining opsit, dit is die onderhoud wat daar uitkom, en dan ook die mediese hulpfonds vir predikante, waar ons predikante help om hulle mediese koste te dek, wat nie deur mediese fondse gedek word nie, en ook vir die geëmeriteerde predikante in ons gemeente, om hulle in besonder te help. So dis, as dit ware, ons eie versekering, om dit vir hulle makliker te maak. En as ons nou net bietjie na die syfers kyk, let net op, is alles in randduisende, so ons werklike inkomste in die kerkkas die afgelope jaar was 5,3 miljoen rand, ons begroting was 5,1. 'n Deel van die toename daarvoor is, glo ons is ook vir die dakbydraes gewees, ook maar net algemene toename in bydraes. Ons begroot dan vir die volgende jaar vir so 5,6 miljoen rand, 6,3% verhoging. Die ander inkomste wat ons kry is byvoorbeeld die huur wat ons kry uit wat is dit, U-turn wat ons gebou gebruik, rente op die fondse wat ons hou, en ook Harvester se bydraes byvoorbeeld om vir Dominee Reinhold te kan trakteer, en die kollekte vir die instandhouding van die erediens. So dit het bietjie afgeneem, omdat ons kontantfondse afgeneem het, want ons het dit gebruik om die dak te finansier, en die rentekoers het ook so bietjie afgegaan. En die uitgawes, die totaal, soos julle sien, 6,3 miljoen rand, die verdeling daarvan so net onder 4,5 is om die funksionarisse en die predikante dan in besonder in staat te stel om hulle roeping te vervul. Die fasiliteite kan julle sien, daar is so 400,000 rand, die ramings wat na die breë kerkverband gaan, die oordrag na gebouefonds en die mediese hulpfonds. Julle sien, in die vorige jaar het ons nie so baie vir gemeenteprojekte gegee nie, want hulle het nog fondse oorgehad. So die kerkkas maak dit moontlik of dra fondse oor soos wat dit nodig is en soos wat aksies geloods word, die verhogings of die toename in die uitgawes dan net so 4,7%. As ons die twee dan nou saam sit, hierdie skyfie is 'n bietjie besiger. Ek dink die belangrike ding om daar te sien, ons oorskot die vorige jaar was 228,000 rand. Dan het ons addisioneel ook 287,000 rand gekry, bydraes vir die daks. Dit sluit in die wat ons met die kermis gemaak het. So ons tekort as dit ware om die dak te finansier is 524,000 rand. Ek dink dit is 'n ongelooflike geseënde situasie. Ons het die helfte van die dak alreeds afbetaal binne 'n jaar. As ons dit dan nou oordra na die volgende jaar toe,
ons begroot vir 'n oorskot R238.000 vir die volgende jaar, dan is dit R287.000. Ek het nie daai twee syfers gemasseer dat hulle dieselfde moet wees. Die bydraes hierdie jaar vorige jaar vir die dak en die tekort nie. Maar dak sê dit vir ons iets. En dit is al. Ek dink ons is ongelooflik geseën in hierdie gemeente dat ons so baie finansiële middele het wat aangewend kan word in die koninkryk van God en veral uit na die wêreld toe. En dis die antwoord. Dankie. Gemeente, baie dankie en dankie August, seën vir julle werk ook vir die finansies en kom ons sê net vir die Here dankie. Nee, vir dit wat hy doen in ons gemeente. Kom ek bid net vir ons vinnig saam daarvoor. Hemelse Vader, ons het gehoor wat aan die gang is en ons wil net vir U kom sê dankie. Dankie dat U vir ons elkeen sorg sodat ons vir ander kan sorg en dat ons op so 'n manier kan bydra op soveel vlakke en plekke in hierdie wêreld waartoe U ons geroep het. Vader, ons bid vanoggend vir die finansies-komitee dat U hulle goeie rentmeester sal maak van U geld. U gee vir ons dit en ons wil dit reg bestuur en beheer en gee vir hulle net die wysheid wat nodig is om dit te kan doen. In die naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen.